aangesit het, jy het hom so opgewen, en dan begin hy draai, en as jy daai naald opsit, dan het jy nou die musiek gehoor, maar saam in die musiek was daar gewoonlik 'n klomp agtergrondgeraas, hy het maar krappe gehad, en allerhande statiese elektrisiteit en goede, maar ek luister na 'n ou wat daaroor praat, en hy sê, 'n ou het nodig om te kies waarna wil jy luister. Jy kan so ingestel wees op al die gekraak en statiese elektrisiteit en goed, dat jy die mooi musiek mis. Of jy kan jou daarop instel en sê, ek gaan dit nou ignoreer, al daai steurnisse, en ek gaan fokus op die mooi musiek wat op hierdie plaat is. En net so gebeur het ook wanneer ons in die erediens sit, wanneer ons sing, dat daar allerhande agtergrondgeluide en goede is wat kan maak, dat ons eintlik die mooi musiek mis. En daarom wil ek jou kans gee om nou vir 'n oomblik net so stil te word en vir die Here te vra, dat hy jou sal help om jou ore in te stem, om te hoor wat hy vir jou wil sê. Kom ons raak so oomblikie stil. Amen. Nou ja, ek wil graag met julle praat oor vertroue kwessies. So 'n klomp jare terug was daar 'n pragtige boek wat uitgekom het. Die boek se naam was Die Huweliksdaad. En Louis Malherbe, wat van die ouer mense onder julle nou mooi sal onthou, hy het altyd gesê, dis 'n goddelik geïnspireerde boek. En hy het dit aanbeveel vir alle paartjies wat trou, en as hy huweliksseminare en goed aanbied, dan het hy dit vir almal aanbeveel, hierdie kosbare boek, Die Huweliksdaad. En die boek is geskryf deur Tim en Beverly LaHaye. En almal het altyd na hulle gekyk en gesê, sjoe, hierdie twee mense het dan 'n wonderlike verhouding. Hulle was vir die mense eintlik soos die ideaal van 'n huwelik. En toe eendag kom die slegte nuus. Hulle twee skei. En dit was 'n skok vir mense. Want hulle het opgekyk na hierdie twee mense en gedink, wat 'n kosbare verhouding. En hier breek dit op. Nou ons lees nou vanmôre van net so 'n storie. En ons lees daarvan in Jeremia 2. Ek lees daar van die eerste versie af. Die Here is hier aan die woord, of Jeremia, maar die Here praat deur hom. Die woord van die Here het tot my gekom. Gaan roep hierdie woorde uit, sodat elkeen in Jerusalem dit kan hoor. En nou gaan hy eers praat, in die eerste plek oor die perfektheid van die verhouding. So sê die Here, ek onthou nog, hoe getrou jy aan my was in jou jeug. Hoe lief jy my gehad het, toe jy my bruid geword het. Toe jy my die woestyn in gevolg het in 'n wêreld waar niks geplant word nie. Israel was toe aan die Here gewy, soos die eerste vrugte van die oes. Niemand wat hierdie vrugte geëet het, het ongestraf gebly nie. Rampe het hom getref, sê die Here. So as ons nou net 'n oomblik saamvat hierdie eerste gedeelte oor die perfektheid van die verhouding, dan sê God, hy onthou hoe trou die volk aan hom was. Hoe hierdie volk gesê het, my hart behoort aan hom. En hy onthou die liefde van die volk, toe die volk sy bruid geword het. Hy onthou hoe die volk regtig alles vuil gehad het vir hom. En die toewyding van die volk aan die begin. Hoe hulle vir hom enigiets sou doen, hom gehoorsaam het en hom gevolg het, waar hy hulle lei. En in hierdie verhouding het God hulle beskerm. As iemand dit durf waag het, om iets aan die volk te doen, het God teen daai persoon opgestaan. Want dis sy bruid.
Dit was die perfektheid van die verhouding, die prentjie wat God vir ons hier skilder. En dan gaan ons aan na die agteruitgang of verval van hierdie verhouding. Daarvan vers 4 af. Hoor die woord van die Here, mense van Jakob, al julle stamme van Israel. So sê die Here, waarin het ek gefaal, dat julle voorvaders van my af weggedraai het? Dat hulle niks werd afgode gedien het, en so self niks geword het. Hulle het nie gevra, waar is die Here, wat ons uit Egipte land laat optrek het nie. Hy het ons deur die woestyn gelei, deur 'n droë wêreld vol slote, deur 'n dor land vol doodsgevaar, deur 'n land waardeur niemand trek en waarin geen mens woon nie. Ek het julle in 'n vrugbare land gebring, om die vrugte daarvan en die goeie dinge daarin te geniet. Maar toe julle in my land gekom het, het julle dit verontreinig. Die land wat my eiendom is deur julle besoedel. Die priesters het nie gevra, waar is die Here nie. Die wat my wil moes bekend maak, het my nie erken nie. Die regeerders het hulle teen my verset. Die profete het in die naam van Baal opgetree en gode gedien wat nie kan help nie. Daarom kla ek jou weer aan, sê die Here, en ook jou nakomelinge kla ek aan. So, die Here praat hier oor die agteruitgang van die verhouding. Hy sê, die volk draai weg van God. Waar die volk altyd met hulle gesig na God toe geleef het en hom gevolg het waar hy hulle lei, draai hulle nou hulle rug op hom en hulle volg afgode. Hulle begin afgode dien. Die volk word niks soos die gode wat hulle dien. God sê, julle was kosbaar in my oë, want julle was myne. Maar nou verwerp julle my en julle neem gode aan, wat niks werd is nie. En julle word nou eintlik niks, net soos hulle. Die volk vergeet alles wat God gedoen het, hoe hy hulle uit Egipte land uitgelei, deur die woestyn gebring het, wonders gedoen het om vir hulle te sorg, hulle te beskerm, vir hulle te voorsien wat hulle nodig het. Hy sê, julle minag en besoedel die land wat ek julle gegee het. Die priesters maak nie my wil bekend nie. En die regeerders is in opstand teen God. Die profete volg Baal en profeteer namens Baal in plaas van namens die lewende God. Dis hoe die verhouding agteruit gegaan het. En dan kry ons God se beoordeling van die verhouding. Ons lees nou verder. Hy sê, ga na die Kiteer-eilande toe en kyk 'n bietjie, stuur boodskappers na Kedar toe en dink goed na, het daar al ooit so iets gebeur, dat 'n nasie sy gode verruil het, selfs al was hulle geen gode nie, maar my volk het my, hulle magtige God, verruil vir gode, wat nie kan help nie. Selfs die hemel moet daaroor skrik, en beef, en sidder, sê die Here. My volk het 2 sondes begaan. Hulle het my, die bron van lewende water, verlaat, en hulle het vir hulle waterbakke uit klip gekap, waterbakke wat gebars is, en nie water hou nie. So in die beoordeling sê God, dis 'n absoluut ongehoorde ding. Hy sê selfs afgodsdienaars wat 'n dooie God het wat niks beteken nie, verruil nie hulle God nie. Maar my volk wat die magtige God het, die ware lewende God, hulle verruil my vir daardie niks werd gode. Hy sê dis so ongehoord, selfs die hemel moet skrik en beef en sidder vir sulke dwaasheid. Israel verlaat die bron van lewende water en hulle kap vir hulle klipbakke vol barste wat nie water kan hou nie. Dis nou soos iemand wat by 'n waterbron bly
'n wonderlike fontein wat nooit opdroog nie, wat altyd water gee, en hulle kan enige tyd daarvan gaan skep wanneer hulle water nodig het. En nou besluit die ou, nee, hier ander kant die vallei langsaan lyk vir my baie beter. Daar's nou wel nie 'n fontein nie, maar ek sal vir my waterbakke kap. En dan sal ek op daai manier oorleef. En nou kap hulle klipbakke en hulle gaan bly in daai ander vallei, maar die bakke is voortdurend leeg. Hulle moet met groot moeite water gaan haal by die bron en dit aandra, of hulle moet hoop het kom reën, dat hierdie bakke kan vol word, en hou dit net 'n oomblik en dan is dit weg. Wat 'n dwaasheid. Die Here sê, so is my volk. Dis wat hulle gedoen het. Wat is die oorsaak van sulke dwaase optrede? Ons lees mos nou daar in vers 2, hoe trou die volk aan die Here was, die liefde wat hulle vir God gehad het, die toewyding wat hulle aan God gehad het, en hulle het God op daai stadium vir alles wat hulle nodig het, vertrou. Maar toe op 'n stadium, om een of ander rede, begin hulle kyk na die afgode vir hulle behoeftes. En partykeer gebeur het dat God een of ander ding wat jy vra nie doen nie. Of dat jy voel God het jou iewers in die steek gelaat. En dan draai jy jou rug op hom en jy begin ander plekke jou hulp soek. En dan begin ek my vertroue in God prysgee en dit in ander dinge stel. Nou, hy praat hier oor die klipbakke. Nou, die klipbakke was 'n houer of 'n tank of 'n reservoir waarin water opgegaar is, en die water is die beeld van dit wat ons nodig het vir die lewe. En wanneer Israel, met ander woorde, en God in hierdie beeld, wegdraai van die bron af na die bakke toe, en hulle sê, in hierdie bakke sal ons alles kry wat ons nodig het vir die lewe, dan sê God, hoe dwaas is julle? Dis nie 'n bron nie, dis net 'n bak. En die bakke word leeg. En wat gaan jy dan doen as die bakke leeg is? Nou, in ons lewe kap ons nou nie letterlik klipbakke nie, maar ons begin dalk mettertyd, sonder dat ons baie keer dit eers besef, vertrou op ons goed, op ons besittings, op my eie vermoëns, op versekering wat ek het, op my medies en die dokters, op my pensioen. En so kan ons aangaan op mense. En in ongemerk is ons besig om klipbakke te kap, om vir ons dit wat ons nodig het vir die lewe te voorsien. Maar terwyl ons na hierdie goed draai, sodat ons daar alles kry wat ons nodig het vir die lewe, is ons besig om ons rug te draai op die bron van alles wat ons nodig het. Vertroue is die vaste sekerheid van die waarheid, vermoë en karakter van iemand. En die volk het hierdie vaste sekerheid gehad oor die waarheid van God, oor sy vermoë, oor sy karakter, dat hy altyd vir hulle sorg, hulle gebede hoor. En hulle het hierdie vertroue prysgegee. Hulle het op 'n plek gekom waar hulle eintlik gesê het, ons vertrou hom nie meer nie. Ons sal op ander plekke ons heil soek. En so gaan dit aan tot God die reservoirs laat leegloop. Of tot die dood vir my opdaag. En skielik besef ek het God nodig. Hierdie bakke kan nie meer help nie. Hulle het nie dit wat ek nou nodig het nie.
en ek het God nodig. En dan wil ons na God roep. En God sê hier in Jeremia 2 vers 27 en 28, dis net wanneer 'n ramp hulle tref, dat hulle sê, kom red ons tog. Waar is jou gode wat jy vir jou gemaak het? Laat hulle jou kom red wanneer 'n ramp jou tref, as hulle kan. En hoe baie keer sien ons dit nie in mense se lewe nie, ons vergeet eintlik van die Here, ons lewe asof ons God nie nodig het nie, tot 'n ramp ons tref. En dan roep ons na God. En dis eintlik ongelooflik, selfs ongelowiges weet in so 'n tyd om na God te roep. Ek kyk nou eendag iemand wat afneem hoe hulle in 'n vliegtuig ry, wat skielik deur 'n geweldige storm gaan. En hoe selfs ongelowiges na God roep. Want diep in ons mense hart weet ons, daar's net een bron. Die Here. Is daar dalk 'n area in jou lewe of 'n situasie waar jy God verlaat het vir jou eie klipbakke? Waar jy op iets anders begin staat maak het in plaas van op die Here? Partykeer gebeur dit, soos ek nou gesê het, dat ek aanstoot neem oor iets en die Here, ek het dalk vir die Here iets gevra en toe doen hy dit nie. En nou is ek eintlik kwaad vir die Here. En in daai situasie draai ek eintlik weg van die Here af en gaan soek my heil op ander plekke. Ek kap eintlik vir my klipbakke, wat uiteindelik niks gaan beteken nie. In plaas daarvan dat ek na die Here toe terugdraai en sê, Here, ek voel teleurgesteld of ek voel kwaad. Ek het so geglo dat U my gaan help met hierdie ding of dat U vir my dit gaan doen en nou het U nie. En die ding dan met die Here uitsorteer. Wat maak jy as jy besef, jy het iewers in jou lewe in een of ander area of in 'n situasie of dalk reg deur jou lewe vir jou klipbakke begin kap en die rug op die Here gedraai. Wat maak jy as jy dit besef? Jeremia gee vir ons die antwoord in hierdie gedeelte, maar eers wys God vir ons hoe ernstig beskou hy hierdie saak. Kyk hierdie gedeeltetjie. In Jeremia 3 vers 1 vra die Here, mag 'n man, as hy van sy vrou skei en sy hom verlaat en 'n ander man se vrou word, na haar toe teruggaan? Sou die land nie vreeslik verontreinig word nie? Die Here het in sy wet gesê, dat as 'n man van sy vrou skei en met 'n ander een trou, mag hy nie na die tyd weer teruggaan na daai vrou toe nie. God sê in sy oë is dit afskuwelik. Maar in hierdie beeld is Israel soos die vrou. En sy was getroud met die Here. En toe los sy hom en sy draai na die afgode toe. En nou sê die Here, nou wil sy weer terugkom na my toe. Dis hoe ernstig hierdie saak vir God is. Dat ons nie ons eerste liefde sal verlaat en ons rug op die Here, die bron, sal draai nie. Maar in sy groot genade nooi God ons tog uit. Trouelose Israel, kom terug, sê die Here. Ek sal nie langer vir julle kwaad wees nie, want ek is getrou, sê die Here. Ek bly nie vir altyd kwaad nie. Erken net jou skuld, dat jy teen die Here jou God in opstand gekom het, deur onder elke groen boom vreemde gode te gaan dien, en so aan my ongehoorsaam te wees, sê die Here. Kom terug, kinders wat afgedwaal het, sê die Here. Ek maak julle my eiendom, ek sal julle vat, een uit 'n stad, en twee uit 'n familie, en julle na Sion toe bring. So ten spyte van hoe ernstig hierdie ding vir God is,
is sy genade en sy liefde groter. En roep hy ons weer terug. So die eerste ding wat hy sê is, kom terug. So as ek nou agterkom, daar is 'n area in my lewe waar ek van die bron af weggedraai het na iets of iemand anders toe, het ek nodig om my weer los te maak daarvan en terug te kom. Dis die eerste ding. Die tweede ding is, erken dit voor die Here. Moet dit nie probeer goed praat nie. Moenie sê, ag Here, ek het 'n ou foutjie gemaak nie. Sê dit soos dit is. En sê, Here, ek was in opstand teen U. Ek was verkeerd. Ek bely dit. Vergewe my asseblief. En dan sê hy, kom met jou hele hart. Die vorige versie wat ons nou nie gelees het nie, in vers 10 staan daar oor Juda, asof dit nie genoeg was, net haar ontroue suster, nou haar is nou Israel en Juda, het haar suster Juda na my toe teruggekom, maar nie met volle oorgawe nie. Dit was vals, sê die Here. So wanneer ons terugkom, moet ons met ons hele hart terugkom. Nie net maak asof ons terugkom nie. En dan sal die Here nie langer kwaad wees nie. Hy sal getrou bly, al was ek ontrou. Hy sal my weer sy eiendom maak. Ja, hy sal my vat as syne. So as ons vanmôre hieroor dink en sommer net bietjie dink, waar lê jou vertroue? As jy 'n krisis of 'n probleem het, waarheen hardloop jy eerste? Waar gaan soek jy eerste hulp? Is dit by die Here? As dit nie by hom is nie, wil jy nie nou dit voor hom bely nie. En sê, Here, ekskuus. Ek het my hulp gaan soek by dit of dat. Ek het my hulp gaan soek by finansiële raadgewers, of ek het my hulp gaan soek by dokters, of wat ook al. Maar Here, ek het nie eerste na U toe gekom nie. Ekskuus daarvoor. Ek draai nou weg van daai klipbakke. Ek kom terug na U, die bron van my lewe. En partykeer gebruik die Here dan finansiële raadgewers of dokters, maar hy is die bron en ek staan by hom. Staan jy vanmôre by die bron of by 'n klipbak? Vader, dankie dat U vir ons die bron van die lewe is. Dankie Here dat U vir ons deur die geskiedenis heen, wat soos ons dit in die Bybel opgeteken vind, soos ons hoor uit die geskiedenis van ons voorgeslagte, maar soos ons ook gesien het in ons eie lewe, gewys het wie U is. Dat U absoluut waar is, getrou en betroubaar is, in staat en gewillig om te help. U het vir ons U karakter gewys, en dat ons U met ons hele hart kan vertrou. Ag Here, hoe skrikwekkend is dit dan, dat 'n mens jouself tog kan kry, dat jy op 'n dag van die Here af weggedraai het, partykeer in een area of een situasie, en op 'n ander plek gaan hulp soek het, as by U. Here, vergewe ons daarvoor. Ons maak ons los van daai ander bronne, wat eintlik nie 'n bron is nie, Here. Dit lyk maar net so. Uiteindelik is daar net een bron van lewe, en dis U. En Here, as ons vanmôre besef het, ons het dalk iewers afgedwaal,
dan draai ons nou weg en maak ons los van daai bakke. Ons kom na U toe met ons hele hart. Want Here, U is ons bron en U alleen. Amen.